Goeiemôre. Die woorde kan 'n ander mens se hart baie sag maak. Maar ook kan woorde dolke wees wat 'n ander baie seer maak. 'n Ander naam vir woorde is moordenaar. Woorde kan aan gedink word soos daai storie oor die moordenaar wat 'n man vermoor het. Hierdie moordenaar was met afgryse vervul oor wat hy gedoen het, dat hy vir weke nie lank behoorlik kon slaap nie. Maar gou het hy nog iemand anders doodgemaak. En nog later is dit al wat hy geken het en wat hy gedoen het. Hy het moord gepleeg. En later het hy by die punt gekom waar hy 'n man sou vermoor en dan die lijk daarna as 'n kussing sou gebruik om op te slaap. As ons eerlik is met onsself, dan is baie van ons ook maar net met woorde. Woorde wat vir 'n ander soos dolksteke deurboor, raak net so gewoon daaraan as die moordenaar wat later met sy kop op die lyke slaap. Later laat ons woorde ook ons harte net soos die moordenaar se harte verhard. Dan slaap ons ook maar met ons koppe op ander mense se hartseer en pyn. Luister nou mooi. Woorde wat ek en jy vandag uitspreek, kan mense opbou of afbreek. Woorde uit ons monde is die uitspraak van ons harte en wat in ons gedagtes is. Ons moet ons woorde baie versigtig uitkies. Verkeerde gedagtes mag lei tot verkeerde woorde, wat groot verlies kan veroorsaak. Ons woorde moet altyd God se eer verkondig, sodat God daardeur verheerlik kan word. Ons woorde mag nooit ander mense seermaak en laat sondig nie. Ons moet waaksaam lewe. Woorde wat ons uiter mag nie 'n ander persoon laat struikel nie. Elke woord uit ons mond moet ons in liefde beoordeel en 'n ander bo onsself stel. Ons woorde en ons dade moet altyd van mekaar, voor wie ons in geloof neerbuig, getuig. Maar onthou dat woorde van afguns maak ander seer. Jou woorde wys wie jy dien en vereer. Dink 'n bietjie, as jy van 'n ander persoon kwaad praat of skinder, as jy enige iets van 'n ander persoon sê wat daardie persoon kan benadeel, wat is jy besig om te doen? Dan is jou woorde besig om iemand se karakter te skend. Dan is jou woorde besig om iemand seer te maak en af te kraak. Dan is jou woorde besig om 'n ander te veronreg. Kies dus jou woorde versigtig om mense op te bou en nie seer te maak en af te breek nie. Dis die wil van God. God het ons nie geskape om mense af te breek en seer te maak nie, maar om mekaar lief te hê. Hoe klink jou woorde teenoor ander en voor God? Is jou woorde opbouend of slaap jy op ander mense se hartseer? Dis geen wonder dat Jakobus in Jakobus 3 vers 5 sê, en vir ons waarsku, nee, die tong is maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag wat self uit die hel aan die brand gesteek word. Deur net na die tong se woorde te luister, sien 'n mens sommer hoe sleg die hele mens is. Ja, na aanleiding van Jakobus 3:5 vra ek myself vandag hierdie vraag: kon my en jou woorde dalk die oorsaak wees dat iemand die jaar in die nag trane in sy kussing gestort het? Is dit moontlik? Is dit dalk waar? Kon ek en jy dalk die oorsaak wees van 'n ander se pyn en seer? Kon my woorde of optrede dalk die oorsaak wees van rusies en striwelinge tussen ander mense? Is ek dalk skuldig aan selfregverdiging, selfgesentreerdheid, waar ek my opinie en woorde bo God stel? Sit ek dalk met 'n geslote mond, maar in my hart veroordeel ek ander mense? Ja, in my hart daar waar God alles kan sien. En moenie vergeet nie, asseblief, ek sluit af. Die woorde wat ek vandag uitspreek, kan mense opbou of afbreek. Woorde uit jou en my mond is die uitspraak van wat in ons hart en in ons gedagtes is. En dis wat jy aan 'n ander skenk. Amen. Woorde wat ek vandag uitspreek, kan mense opbou of
geloof afbreek. Woorde is die uitspraak van jou gedagte, die oorsprong van sonde deur al die geslagte. Woorde moet jy baie versigtigheid kies. Verkeerde gedagtes mag lei tot groot verlies. Woorde moet altyd God se eer verkondig. Jou woorde mag nooit ander mense laat sondig. Woorde wat jy uiter moet nie 'n ander persoon laat struikel. Jy moet elke woord in liefde beoordeel. Woorde en dade moet altyd van mekaar getuig. Voor wie jy in geloof van jou hart neerbuig. Woorde van liefde kan in iemand anders se behoeftes voorsien. Jou woorde van Kan mense oortuig om God of die bose te dien. woorde van afguns of Woorde van afguns maak mense seer. Jou woorde van bitterheid sal jouself verteer. Woorde wat uit jou mond voortkom, sal mense bemoedig of verstom. Woorde onoordeelkundig uitgespreek, kan 'n ander se jarelange opbouingswerk in een oomblik afbreek. in een oomblik afbreek. Woorde uitgespreek, wys wie jy dien en vereer. Dit wys wie jou lewe besit en beheer. Woorde van liefde gee die lewe weer sin, terwyl woorde van bitterheid 'n lewe van ongeloof begin. Woorde is die vrugte van jou gees voortgebring. Laat toe dat die Heilige Gees deur jou woorde God se eer besing. Woorde wat jou medemens opbou, wys vir mense op wie jy werklik vertrou. Woorde van wysheid bring verlossing van sonde. Deur vergifnis van sonde. Is jou gedagtes en lewe aan die Here Jesus verbonde. Woorde van taak en liefde bring lewe. Dit help om ander vry te spreek en te vergewe. Woorde is soos vrugte aan 'n boom. Dit is die vrugte wat wys wie in jou woon. Woorde mag nooit soet en bitter uitdra. Jy kan nie vir God loof en medemens aankla. Woorde wat in wysheid uitgekies word, kan God toelaat om sy gees oor jou uit te stort. Woorde gespreek onder leiding van die Heilige Gees, sal die kettings van die bose verbreek. In